Hallo daar en baie welkom by ons studie van die boek Hebreërs. As jy vandag eerste keer dalk hier by ons ingeskakel het, miskien het jy die woord geloof gaan soek en jy het by hierdie hoofstuk uitgekom, van harte welkom. Dit is so 'n voorreg om so vers vir vers deur die Bybelboek te kan reis, deur veral hierdie boek wat in hierdie tyd van die jaar so spesiaal en so kosbaar ook in ons is, wanneer ons nadink oor Christus, oor die offer, oor die groot gebeure en natuurlik vandag oor geloof en wat dit beteken en die implikasie daarvan. So baie welkom. As jy nou van die begin af saam met ons reis, sou jy onthou dat verlede keer het ons gesien dat die Hebreërs skrywer met hierdie brief oor aanmoediging en bemoediging, het hy vir die gelowiges, vir sy lesers, het hy hulle gedui op Christus as die een volmaakte, volkome offer. Christus het eens en van altyd gedoen wat diere en bulle nooit sou kon nie. Hierdie hoëpriester wat homself geoffer het, die offer wat volledig is, dat dit mens lei na volledige of volkome vrymoedigheid, dat ons na God se genade troon toe kan beweeg en te kan gaan, omdat daar genade op genade ook daar vir ons is. Dat ons na mekaar moet omsien, die belangrike rol van die kerk, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, dat ons nie van die samekomste van die gelowiges af moet wegbly nie. Aan die einde sê hy, ons is nie van die wat terugdeins nie, en dan gebruik hy die woorde, ons glo en ons sal lewe. En so in beweging van hierdie, maak die wedloop klaar, byt vas wat ons in hoofstuk 12 gaan sien, beweeg die skrywer van hierdie ons glo en ons gaan lewe, deur eers 'n baie intensiewe uitpak van wat geloof is, en hoe geloof uitgespeel het in die verhale van die Ou Testament, reg tot en met die tyd van die skrywer se opskrifstel van hierdie wonderlike brief, hierdie baie belangrike brief, hoe dit uitgespeel het in die implikasies daarvan. En dis waar by ons vandag stil staan. So, baie welkom, kom ons bid dat die Here ons ook deur ons wandel, deur ons terugkyk, deur ons toepassing, wat hy ons sal kom ontmoet en sal kom doen wat net hy kan. Dankie Here Jesus vir hierdie oomblik. Dit is vir ons 'n geweldige voorreg om te kan deel in hierdie reis van hierdie besondere brief, hierdie besondere boek, ook 'n besondere tyd van die jaar, maar ook in ons lewe. Niks is toevallig nie en vandag ook nie. Daarom bid ek Here dat ons hierdie oomblik so sal aangryp, dat ons elke oomblik sal inneem en sal nadink daaroor. Ons sal nadink oor die diepte en die wyte en die grootte van u woord. En dat ons sal onthou Here dat hierdie God wat homself kom openbaar deur sy seun, is steeds aan die werk, ook deur sy gees, ook hier vandag op hierdie platform. Wees geëer Here Jesus, u is die ewige. Ons eer u Vader, u is die ewige, ons eer u Heilige Gees, u is die ewige, maar drie-enige God, u is ook hier. En ons sien met verwagting uit na wat u met ons wil deel. In Jesus se naam, amen. Hebreërs 11 vers 1, om te glo. Wat is geloof? En in hierdie eerste vers, bly die Hebreërs skrywer hierdie hoofstuk van geloof in, deur die eerste gebruik van hierdie woord pistis. Nou, pistis, die werkwoord is pisteuo, word 26 keer, of 24 keer, in hierdie hoofstuk gebruik. 24 keer pak hy dit uit, en elke keer is daar 'n dinamiese twee dinge wat met mekaar te doen het. Een, op grond van die vorige in hoofstuk 10 se einde, het dit te doen met vrymoedigheid. Om te glo is om met vrymoedigheid na God toe te beweeg. En die ander kant, geloof is om te vertrou. Geloof is juis om te vertrou in die Here wat, as jy ons nou die Ou Testamentse verhale lees, onsigbaar is en tog persoonlik naby is. Jesus het vir ons kom wys, wie hom sien die Vader. So, Jesus het vir ons die wonderlike voorreg gegee om vanuit die Nuwe Testament na die Ou Testament te kan kyk. Maar hoor wat sê die Hebreërs skrywer, om te glo, en hierdie is die enigste vers in die Nuwe Testament, wat die definisie van geloof gee. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hoor mooi, geloof is 'n sekere wete. Dis nie 'n onberekenbare dooie net sprong nie, 'n blinde sprong nie. Dis 'n sekere wete, en dan praat hy van twee dinge, van hoop. Nou hierdie hoop
gaan kyk gerus wat sê Paulus in Romeine 5, gaan lees wat die Hebreërs skrywer gesê in hoofstuk 6 daaroor. Hoop is hierdie anker, hoop is dit waaraan gelowiges vashou, hoop is 'n groot deel van vertroue ook, dis nie blinde vertroue nie, as ek en jy op 'n stoel gaan sit, dan hoop ons nie tog dat die stoel ons gaan hou nie, ons vertrou dit, dis hoekom ons sit, nee, maar ons het vertroue ook dat die stoel dit sal kan hou, want in die verlede die stoel gewys, dit is ons vertroue waardig, dis hoekom ons met soveel gemak en hoop kan gaan sit, wat dit gaan wees. Nou hierdie is nie baie meer nie, as net gaan sit, is 'n lewende hoop, 'n hoop op die toekoms, 'n vaste hoop, en elke dag leef ons met daai hoop, omdat ons weet, Jesus het opgestaan en hy het gesê, hy kom weer. Soos om vas oortuig te wees van wat ons hoop, en dan om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Want dit wat ons nie sien nie, is dit wat in die toekoms vir ons gaan gebeur. So dis 'n geloofsprong, en dit per se is wat geloof is. En dan doen die Hebreërs skrywer die wonderlike ding, hy sê, kom ek herinner julle net aan die verlede. So ons wat kyk na 'n toekoms wat ons nie sien nie, onthou ons is nie die eerstes nie. Daar was ander in die verlede wat ook geglo het, wat ook vasgehou het, alhoewel hulle dit nie gesien het nie. En hoor mooi, dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. So eerstens is die getuienis van mense, en dan 2, omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare het dus nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. 2 belangrike dinge. 1, ons het mense uit die verlede wat vir ons getuig, en 2, ons het die skepping wat getuig. So Romeine 1 praat van hierdie skepping en waar jy God daarin kan raak sien. Romeine 8 praat van die skepping wat sig. So die skepping is klaar vir ons 'n bewys dat God bestaan. Die Kalam argument vir die bestaan van God werk so. Elke ding wat ek en jy kan sien, het 'n skepper en 'n rede. Ek wil as jy nou dink oor, daar waar jy nou sit, is daar 'n tafel, is daar 'n rekenaar, is daar 'n ketel, wat ook al, elke liewe ding wat jy daar kan sien, is deur iemand ontwerp en geskep en het 'n doel. Wel, die aarde bestaan. So as elke ding wat bestaan 'n skepper en 'n doel het, en die aarde bestaan, wel dan is daar 'n skepper. En is daar 'n doel met wat ons as die wêreld, as ons tuiste, as die realiteit ken. So die skepping getuig van hierdie onsigbare God wat bestaan, en mense getuig van hulle ervarings, hulle belewennisse, hulle geloof, hulle luister na die stem van die onsigbare God, en wat in hulle lewe gebeur het, so mense en die skepping. En dan begin hy met hierdie geskiedkundige figure. Eerste ene, omdat Abel geglo het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Nou, hierdie is 'n interessante terugverwysing na Abel en Kain. As jy die verhaal gaan lees, gaan gerus daar na Genesis 4 toe, en so terloops, daar's 'n Bybelskool wat ons oor die boek Genesis ook het, ook op hierdie platform, wat jy nou sou kon kyk, as jy meer in detail, veral van die verhale tot en met Josef in Genesis, sou wou kyk, wat die Hebreërskrywer ook na verwys. So Abel het geglo en hy het 'n beter offer gebring. Nou hierdie woord geglo teenoor Kain, sou mens kon sê, maar het Kain dan nou nie geglo nie? Hy het dan mos ook 'n offer gebring. En die gedagte daarachter, so in kort, gaan oor Kain se ingesteldheid. Sy ingesteldheid was nie om God te behaag, soveel as om net die offer te bring nie. So half om net te doen wat gedoen moes word, terwyl Abel het dit gedoen vanuit sy verhouding met die Here, en 'n verhoudingsgod wat ons geskep het vir verhouding, sal tog dit eerste wil hê. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem. Dit was sy gesindheid, né? En deur hierdie geloof spreek hy nou nog, al is hy dood. So Abel se voorbeeld, Abel se geloof praat nou nog met ons. Nou interessant, die volgende ene, omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Henog word in Genesis beskryf as 'n man wat met God gewandel het. So dit is asof Henog die tragedie van Kain kom herstel het. So Abel, die man van geloof wat geoffer het. Henog, die man van geloof wat gewandel het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem het, geleef het soos God dit wou. So eers die offer, dan die wandel met God. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek beloon.
So geloof wat uitspeel in gehoorsaamheid, begin eerstens vanuit 'n verhouding met God. So jy kan nie doen wat God wil, as jy nie glo dat hy bestaan nie. Dit maak tog sin. Maar hoekom is dit belangrik? Want onthou die Hebreërs skrywer wil die lesers herinner om hulle geloof te leef, om te volhard, om vas te byt, maar dit begin altyd deur eerstens die oortuiging dat God bestaan. En hy kyk terug en hy sê, sien jy, Abel die man van offer het geglo, al het hy 'n prys betaal. Henog die man van geloof het gewandel, al het hy 'n prys betaal, nee? En wat 'n prys het hy betaal? Wel, om te wandel met die Here beteken om anders te wees as jou omgewing, beteken om naby aan God te wees. Nou hou ek aan om te verwys na die offer en na die wandel. En die derde gaan ons nou sien, is Noag en dit is doen. En hoekom dit belangrik is Andrew Murray sê, die verwysing na hierdie 3 karakters is nie net 'n kronologiese gebeure en 'n vertelling van die Ou Testament se eerste karakters en verhale nie, maar eerder 'n verwysing na wat geloof is. Want sien, vir die lesers van Hebreërs moet hulle mos nou weet, daar was 'n offer wat dit vir ons in staat stel om in verhouding met die Here te wees. En om in hierdie offer van Christus te glo, beteken jy het 'n verhouding, so jy kan met hom wandel. Die inwonende Gees met wie jy kan wandel. En hierdie offer en die wandel loop uit in 'n lewe van gehoorsaamheid wat dade is. En so kom ons by Noag aan. Omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Nou as jy die Nuwe Testament ken, dan weet jy veral die Romeinebrief maak baie sterk punt om te sê, ek en jy is vrygespreek omdat ons glo, dit kom nie uit ons eie nie. Nou Noag is vrygespreek en vanuit sy geloof het hy die dade van gehoorsaamheid gedoen. Gaan kyk gerus 1 Petrus 3 vers 20 en 21 wat praat van Noag se geloof en sy gehoorsaamheid. Petrus sal later ook in 2 Petrus 2 vers 5 praat van Noag se geloof wat gedoen is. So die geloof wat in die dade is en dit het gelei tot die redding van sy gesin. So geloof is gekoppel met 'n offer. Geloof is gekoppel met wandel. Geloof is gekoppel met gehoorsaamheid. Soms so vinnig in die begin van hierdie pragtige hoofstuk. En dan beweeg hy verder na die vader van geloof toe. Dis so asof, okay, ons het hierdie 3. En nou, Abraham, omdat hy geglo het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, om weg te trek na die plek toe, wat hy as erfdeel sou ontvang. So onmiddellik gaan die Hebreërs skrywer na Abraham, en die eerste ding is, onthou jy, Abraham toe hy geglo het hy getrek. Abraham het getrek, Abraham het beweeg, Abraham het nie gebly nie. So as jy tot geloof kom, as jy sê, Jesus, ek sal u volg, dan is jou eerste beweging is, om te gaan waartoe hy jou ook al sal lei, waar hy ook al voor stap. So hy het weggetrek na die plek toe. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. So geloof is om te vertrou in wat jy nie sien nie. En nou sê hy, kyk terug, onthou jy, Abraham het getrek, en hy het niks gehad nie, net geloof in die God wat met hom gepraat het. Omdat hy geglo het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. En so beskryf Abraham homself ook daar in Genesis, as 'n man wat sê, ek leef hier as 'n vreemdeling en 'n bywoner. En Abraham se volgelinge sou eeue later, in die Galasiërs beskryf word as die kinders van Abraham, omdat hulle geglo het, omdat hulle gedoen het wat hy gedoen het. Hulle het geglo en vasgehou in Christus. So hy het as 'n vreemdeling in tente gaan woon. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. So Abraham, Isak en Jakob was al 3 manne wat deel was van God se verbond, God se belofte, en nie een van hulle dit beleef nie, want elkeen van hulle het in tente gewoon, so hulle was die land van die mense van beweging, nê, soos die Beduïne. Hulle het in tente beweeg op pad na elders, maar hulle het nog nie by die plek uitgekom nie. En tog was hulle deel van 'n baie belangrike generasie wat op pad was met God se belofte.
want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Natuurlik 'n heenwysing as ons vanuit die Hebreërskrywer sou kyk, sou hy sê, maar onthou, daar's 'n beter plek, 'n vaste plek. As Openbaring kom vertel, dan praat dit van die nuwe Jerusalem wat wag, die ewige tuiste. So Abraham op pad na wat hy nie ken nie, bly in wat hy ken, die tente, maar 'n verwagting dat daar's iets beter. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Nou, hierdie is belangrik vir jou en my net om, wanneer jy die Abraham verhaal ken, en jy hierdie lees, nie te dink, hoorie, maar die Hebreërskrywer, is nou blind nie. Nee, hy is nie, maar vir jou en my, ons weet mos, Abraham se geloof was nie eenvoudig nie. As ons dit net so lees, dan klink dit, ag maar kyk hoe perfek, maar dit was nie, nee. Hy het gesukkel, hy het gejok, hy het selfs 'n plan gemaak met sy slavin, en so is Ismael gebore, wat natuurlik nie God se voorsienende belofte was nie. Later sou hy sien dat die Here is getrou, toe Isak gebore is, 25 jaar nadat hy die belofte gekry het. So Abraham het uiteindelik gesien dat dit waar is, en dit is so in jou en my lewe ook. Ons kyk terug, en dan sien ons maar kyk hoe het alles uitgewerk. Maar as ons teruggaan na die oomblikke voor dit toe, sal ons sê dit was maar bietjie morsig by tye, bietjie moeilik by tye. So daarom gelowige, geliefde, skep moed, as dit vir jou bietjie morsig en moeilik is. Onthou die Abraham verhaal ook, maar onthou waarop het uitgeloop, en wat se insig sou Abraham hê daarna, om te kyk na God se getrouheid, want, so weet ons, die Here skryf sy storie. Vers 12, die gevolg was dat daarvan een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemel, en so baie soos die sand van die see. God se genade storie, wat afspeel in die gewone, normale realiteit van hierdie lewe. En as die skrywer van die Hebreërs saam met sy lesers terugkyk, saam met jou en my terugkyk, en sê, kyk hoe baie mense is daar, en alles 'n vervulling van die Abraham belofte. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is. Abraham, Isak en Jakob. Maar hulle het dit uit die verte gesien, en daaroor getuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Genesis 23 vers 4 het dit beskryf. So hierdie is 'n moedskep vir die gelowiges. Kantopmerking, daar word van Walt Disney gesê, hy het gesterf voor die opening van Disneyland, dat sy vrou het so op 'n heuwel gestaan, en ek dink dit was saam met een van die argitekte of die ontwerpers, gestaan en kyk na die of ingenieurs, maar na Disneyland. En toe draai die man so na haar toe, en hy sê, I wish Walt could have been here to see this. En toe draai sy na hom toe en sy sê, he did. Hy het dit gesien. En die Hebreërskrywer sê, maar hulle het in die verte gesien, hulle het God se belofte gesien, hulle het vasgehou. En so beweeg hy verder. Mense wat so praat, dis nou hierdie mense wat sê, ons is vreemdelinge en bywoners, mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. Op weg na 'n plek van tuiste. 'n Vaderland met 'n vaderwoning. Jesus in Johannes 14, ek gaan vir julle plek gereed te maak in 'n vaderhuis. As hulle terug verlang het na daardie land, dis die land waaruit hulle getrek het en weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. En hoekom is dit belangrik? Want onthou jy in hoofstuk 10, die baie ernstige waarskuwing van, jy draai nie terug nie. Jy draai nie weg van Christus af nie. Jy waag dit nie. Jy hou vas aan hom. Want wat voor lê is net soveel beter. Jy draai nie terug nie, maar die kans is daar, want hier kom, sê die Hebreërskrywer, want dit was vir hulle so. Maar hier gebruik hy weer eens sy basis, sy argument, sy bewyse, vanuit die storie wat hulle geken het. Maar hulle het na 'n beter vaderland. Dit is die hemelse verlang. Nou met die brug op die hemelse, natuurlik vir jou en my, vir die lesers van die Hebreërs, dis presies waar hulle nodig was, of nodig had om te hoor. Dat dit waarna hulle uitsien, is nie 'n tydelike hier op aarde beter plek nie, maar 'n ewige in die hemel. Nee? Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak.
En as jy gaan lees oor die hemelse Jerusalem, dan kyk maar net daar Openbaring 21 en so, dis verskriklik mooi beskryf. Omdat Abraham geglo het, het hy toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy was die belofte ontvang het, en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Nou hierdie is die beskrywing van die Genesis verhaal van Abraham en Isak, en weer eens gaan kyk na die Bybelskool, maar Isak, dit word gereken, was nie soos wat ons groot geword het, en verstaan het dalk jy ook, as 'n 12-jarige seentjie nie, maar waarskynlik 'n volwasse man. Waarskynlik die vergelyking met Isak en Christus, sy ouderdom en die dra van jou eie altaarhout na jou altaarplek toe teen die koppie uit, en hoe naby dit was waar Isak geoffer was en waar Christus sy lewe gegee het, is 'n heenwysing na Christus toe. En die woorde van God sal sy eie offerlam voorsien, het waar geword. Maar Abraham het tot op die plek gekom, tot op die oomblik gekom waar hy bereid was om sy seun te gee. En dink net mooi, wat was die risiko hier agter? Want as Isak sou sterf, wat dan van God se verbond? Wat van God se belofte? Wat sou dit van Abraham vat om te glo en te vertrou dat die Here ook deur hierdie offer steeds sy belofte in stand sal hou? En vir jou en my, watter pa moet sy seun offer? Ek verstaan, maar dit was in daai wêreld so. Hulle het kinders geoffer vir hulle afgode. Maar dis mos nie Jahwe nie. Die Here God het sy eie seun gegee. Op 'n koppie. Sou hy sy eie seun laat sterf. Want God het sy offerlam voorsien. En ook die Isak gebeure het 'n heenwysing na Christus toe. En dan sê die skrywer, hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Want wat hy daar sê is, hy was oortuig dat God sy belofte te stand gaan hou. En vir hom, vir die skrywer, as hy nou oor Abraham dink, sê hy het Isak terug ontvang uit die plek van die altaar, waar hy geoffer sou word. Want Isak het nie gesterf nie, God het sy offerlam voorsien. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Isak geseën met die oog op die toekoms. So Isak, die seun van die belofte, het beide sy seuns geseën. En jy kan dit gaan lees daar in Genesis. En ons sien nou in 3 verse, eintlik die opsomming van Genesis 27 tot 50, wat 'n massa materiaal is, wat in hierdie kort verse net weer vir ons kom sê van die getrouheid. So Isak, ek het seën ontvang van my pa, ek seën my seuns. Omdat Jakob geglo het, het hy op die sterfbed albei seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy hulle op die knop van sy kierie leun. Nou as jy Jakob se seun gaan lees daar in Genesis, gaan jy sien, hy het al sy seuns geseën, maar in besonder ook die seuns van Josef. En hoekom is die fokus van die Hebreërskrywer nou net op Josef se seuns? Want dit koppel hulle met Josef, en Josef is die volgende deel van die verhaal. Want Josef is die ingaan na Egipte toe. En die ingaan na Egipte toe, lei ons natuurlik na jare later, na slawerny toe. En hoe deel hierdie is van God se storie, né? En hoe die seun oorgedra word na die seun, wat oorgedra word in vers 22, omdat Josef geglo het, hy kort voor sy dood, melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. So die seun word oorgedra op die onverwagse van Jakob en Esau, en hoe Jakob die presiese persoon is, uit wie Josef gebore sou word. En Josef weer die presiese persoon is, wat melding maak, een van uit Egipte, dat daar uittog sal wees, maar hoe hy die baie belangrike katalisator was, vir die oorlewing van Jakob, van sy familie, en uiteindelik, van die storie van God, nee? Van die mense van Abraham, van sy nageslag. Vers 23, omdat die ouers van Moses geglo het hulle hom na sy geboorte 3 maande lang weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie was. Nou hierdie verhaal natuurlik met die verskriklike daad, met die doodmaak van al die kleintjies, en hoe Moses in 'n biesie mandjie weggesteek word, en die Nylrivier geberre word, en dan kry die farao se dogter om in die interessante, wanneer hy gevind word, daar by die farao, dan word hy groot gemaak as 'n kind van die farao. Dit terwyl Moses se sussie daarna kyk.
Dit terwyl al die dinge so mooi gebeur, en hoe die Here presies alles laat uitwerk, en eintlik ons hy vir Moses doodgemaak het, want dit was die bevel, maak al die Joodse seentjies dood. Maar nie hy nie. Hy het oorleef. God skryf sy storie. So hy is weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie was, hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, en hier is die volgende hoofkarakter in die verhaal van Israel, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. En die belangrike hiervan is, Moses kon melding maak in die wêreld van aanneming van daai tyd, dat hy nou deel is van die Farao se gesin, en dit sou beteken dat daar gesag is vir hom, en gesag sou vir hom voorregte gegee het. So hy het dit alles opgegee, terwille van sy geloof in Jahwe. Onthou jy hoe dit uitgespeel daai dag op 'n baie onverwagse tyd, toe hy ingetree het, en een van die Israeliete gered het. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om die kortstondige genietinge van sonde te hê. En hoekom die eerste verwysing hier na sonde? Want dis die harde realiteit waarbinne die lesers van die Hebreërbrief ook nou hulle self bevind. Die kortstondige genietinge van die sonde teenoor die ewige heerlikheid, teenoor God se uitkoms, en Moses met sy belewenis van die Here se leiding, toe hy sy skoene moes uittrek, en die waagmoedige gehoorsaamheid deur die 10 plaae heen, en alles daarna, het begin die dag toe hy gegaan het. Net soos Abraham gegaan het, en God se voorsiening ook beleef het. Die smaad terwille van Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. As ek en jy hierdie lees en jy dink, maar hoe het Moses geweet van Christus? Ek wil Moses nie eers geweet van Jesaja 53 nie, so hoe sou hierdie wees? Maar onthou mooi, die Hebreërskrywer maak vir ons baie duidelik, dat Christus God is. En as God, wat mens geword het, in Christus, die smaad op homself geneem het en gelei het, sou Moses se gehoorsaamheid aan God en die leiding wat sy gehoorsaamheid gevra het, 'n heenwysing wees natuurlik na God, en God se heenwysing, weet God se betrokkenheid in Christus wat gelei het. So hier die lyn vir jou en my om ook aan vas te hou. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. En hoekom weer hierdie ding? Want die Hebreërskrywer wil sy lesers herinner, moenie bang wees nie, moenie bang wees vir vervolging nie, moenie bang wees vir teenkanting nie, moenie bang wees vir verwerping nie, want julle storie is 'n storie van mense wat vreesloos gehoorsaam was, wat bo die vrees uitgestyg het en gehoorsaam was. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien, herhaling van hoofstuk 11 vers 1. Wat die onsigbare God sien, daarom word daar van Moses gepraat, hy het met God gepraat, soos iemand met 'n vriend praat, so 'n verhouding. Omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel, en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Die grootste maaltyd, die maaltyd van die Passover, van die oorslaan, toe die doodsengel die ander seuns tref, maar die seuns van Israel gered word. Eintlik die hele, as dit ware, die hele Israel is gered, want die eerste seuns, natuurlik die eerste teken van die verbintenis aan God, en van God se voorsiening vir jou res van jou gesin, maar die bloed aan die deurkosyne het gemaak dat hulle oorgeslaan sou word. En hierdie maaltyd is ingestel met brood, en met wyn, en met bepaalde kruie, en stories wat daarna sou volg. En dis by die maaltyd wat Christus as enige gebore seun sou intree, so that we can be passed over, so dat ek en jy gered kan word, deur die bloed van die lam. Vers 29, omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek, soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. See was 'n simbool van die doderyk van daai tyd. Gaan kyk bietjie gerus weer na Jonas se verhaal. Ek het afgesak tot die fondamente van die aarde. Ek het in die doderyk ingegaan. So as die see oopgekloof word en die Israeliete droogvoets daardeur beweeg, dan kom sê dit die Here is die Here van die onmoontlike vir die mens. Wat hulle nie gedink het sou kon gebeur, het hy gedoen. Het hy laat gebeur. Hy het water deur 'n rots laat kom. Hy het manna gegee, hy het kwartels gegee. Hy het voorsien, hy is die God van redding,
Vers 30, omdat die Israeliete geglo het die mure van Jericho geval. En nou beweeg ons vanaf die Moses tyd na die Joshua tyd, na die beloofde land tyd. Omdat hulle geglo het Jericho se mure geval, nadat hulle 7 maal daar rondom getrek het. 7 dae se stap, en toe val die mure, en die hoogs onwaarskynlike, wat God doen, nee, dat mure sou omval, nadat daar marcheer is daar rondom. Omdat Rahab die prostituut geglo het, en net soos in Jesus se geslagsregister, sou die leser sê, ons onthou die storie, maar enig iemand wat krities hierna sou kyk, sou sê, luister skrywer van die Hebreërbrief, hoekom bring jy 'n vrou hier in? Jy het tot nou toe al die pad van die manne gepraat, en 2, jy sê nie net sy's 'n vrou nie, jy sê 'n vrou, 'n prostituut. Maar onthou, God skryf sy genade storie. En as jy in Joshua gaan kyk, hoe Rahab redding gebring het, ook vir haar gesin, by wyse van 'n rooi lint. Die rooi, die simbool van die bloed, wat redding bring. Omdat sy geglo het, het sy die verkenners vriendelik ontvang, en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. Hierdie onverwagse vrou, sy geloof en sy gehoorsaamheid het redding gebring vir die skrywers, vir die skrywer van die Hebreërs, is hierdie so belangrik dat sy lesers ook hierdie sal onthou. Glo en doen, en jy sal gered word. En wat moet ek nog meer sê? En nou praat hy van die ander, van die ander volkshelde, van die ander groot verhale, van die ander stories. Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, van Barak, van Samson en Jefta, van Dawid, van Samuel en die profete. So baie wat hy nou nog so kon skryf, maar dan so kort, ek sê net vir ons so voelvlug oor wat gebeur het. Deur die geloof het hulle koninkryke verower. Die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang. Ons hoor dit later by Paulus, wanneer hy in 2 Korintiërs 12 presies hierdie sê. Was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het al dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Nou Elia en Elisa word aan 2 sulke verhale gekoppel. 1 Konings 17 Elia en 2 Konings 4 Elisa. Ander gelowiges wou nie die prys vir hul eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe van deelagtig wees. En hierdie word al hoe meer later ook in die Nuwe Testament, as ons dink oor die eerste gelowiges wat gelei het, wat gemartel is, wat die prys betaal het, waarvan die lesers dit ook sou weet. En elke keer sê die Hebreërskrywer, onthou, hulle het verwag dat daar iets beter is, dat daar iets groter is, dat daar iets is wat wag, en natuurlik die iets wat wag is, wat ons nie weet nie, en tog op seker kan wees, wat onsigbaar is, en tog 'n realiteit is. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeye en gevangenskap. Ek dink nou maar net aan Handelinge 16. Gelowiges is met klippe doodgegooi, Handelinge 8, in stukke gesaag. En daar word volgens Joodse oorlewering gesê, dat dit is presies wat met Jesaja, die profeet, gebeur het. Met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Dit is baie belangrik vir die Hebreërskrywer, want in hierdie lys van gelowiges tot op Here, wat sommige sou beskryf as geloofshelde, was daar dikwels hierdie vermelding dat dit het hulle gedoen, hulle het geglo en dit het uitgewerk. Maar dit werk nie altyd so nie, nee. En ook hier kom sê die Hebreërskrywer, maar onthou, met sommige was daar gebrek en swaar kry, en dit was hulle realiteit. Dit het ook so gebeur met die gelowiges wat in slawerny weggevoer is. Kinders wat in slawerny gebore is, wat in ballingskap gebore is, en daar in ballingskap gesterf het niks hiervan beleef nie. Niks van die uittog en van die uitkoms en van die mooi nie, en tog was hulle 'n baie sleutelgenerasie binne 'n sekere tyd vir wat sou kom. En op grond daarvan sê die Hebreërskrywer vir sy lesers, byt vas, volhard, sien om na mekaar, onthou hierdie stories. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge, en het in grotte en in gate in die grond gelewe. Mense wat weggekruip het, wat in vrees was, dink maar aan die storie van Gideon. En hoewel daaroor almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie.
So hulle het nie die uiteindelike redding, het hulle nie beleef nie. Dan vra die Openbaring, weet die gelowiges in Openbaring 6, hoe lank nog, Here, hoe lank nog? Dan hoor ook hulle, nog net 'n klein rukkie, nog net 'n kort rukkie. So gelowiges byt vas, volhard, want is 'n realiteit. Want kyk na die geskiedenis, en dan was hierdie tye van redding en van geweldige ingryping, maar daar was ook hierdie ander tye van stilte, en alles is besig om op te bou na die finale redding in Christus. Soos Openbaring 22 sê, ek kom gou in God se tyd, nee, vir almal wat glo se redding. Omdat, en hier is die belangrike vers 40, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. As dat 2 Petrus 3 sê, God wil nie dat enigiemand verlore gaan nie. So hierdie ons, wat ons in Openbaring 22 ook sien, die Gees en die bruid sê, kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Hierdie uitnodiging is, God het iets beters vir ons almal, hy wil ons by hom hê, hy wil hê sy gelowiges moet volhard, hulle moet 'n verhouding met hom volhard, hulle moet 'n gehoorsaamheid volhard, hulle moet volhard in die getuienis van die bloed van die lam, en deur hulle getuienis in die bloed van die lam, se Openbaring het hulle oorwinning behaal, en vasbyt, volhard tot op die einde, sodat hulle kan deel in die triomf van die ewige Here. Dis 'n mondvol. En ek weet nie watter van hierdie karakters, verhale of oomblikke in jou lewe kan jy vandag mee geweldig baie identifiseer of assosieer nie. Maar ek bid sodat jy vandag voordat die Here sê, moenie ophou nie. En vanaf hierdie skare, as dit ware getuies in die verlede, wat jy, ek noem dit nou skare, maar hierdie lys, nê, beweeg die skrywer dan letterlik na 'n wolk getuies. So hy het nou 'n klomp genoem, en nou beweeg hy na 'n wolk toe, getuies wat soos 'n skare is, wat jou en my aanmoedig. So as hoofstuk 10 sê, ons moet mekaar aanspoor, en hoofstuk 12 sê, daar's ander wat ons aanspoor, wat ons reeds vooruit gegaan het, en hoofstuk 11 sê, maar onthou jy moet glo, jy moet vashou en jy moet doen, waarheen is hy met ons op pad? Ons gaan sien, hoe belangrik volharding, en vorming, en gehoorsaamheid juis is, in jou en my wandel, wanneer ons mekaar weer sien. Dankie Here Jesus hiervoor, dankie vir u woord, dankie vir die groot hoofstuk van geloof, en die verhale van hulle wat vasgebyt het. En hier is ons nou, Here, in ons generasie, in ons tyd van die wêreld, en ons hoor ook by u om te glo is om vas te hou, is om oortuig te wees. Dis nie blindelings nie. Dankie dat soos wat ons dit later by monde van die Heidelbergse Katekismes sou hoor, is kennis en vertroue. Dis 'n vaste kennis, 'n sekere wete, maar ook 'n volledige vertroue op u. Dankie dat ons dit kan weet vandag. Ek bid dat ons dit ook sal doen in Jesus se naam. Amen. Amen. Mooi dag, mooi week vir jou.